Gimel. Gimel is die derde letter van die Hebreëse alfabet en dit het ook die numerische waarde van 3. So dis Gimel. Gimel is die naam. En hierdie het ook twee vorms in die moderne Hebreëus. Een vorm sonder 'n kolletjie en met 'n kolletjie. Maar gelukkig het hierdie geen uitspraakverskil nie. Daar was destyds 'n uitspraakverskil gewees tussen 'n Gimel met 'n kolletjie wat 'n G was en dan 'n Gimel sonder 'n kolletjie wat dan 'n ander sagter klank was behalwe as nie 'n G nie. Maar in vandag se moderne Hebreëus is daar geen verskil nie. So dit bly net 'n G soos in golf. Moenie hierdie misgis met 'n G, die Afrikaanse keelklank G nie. Hierdie is 'n G en daarom gebruik ek die voorbeeld soos golf. G vir Gimel. Oké, dan as ons teruggaan na meer van die ouer vorms toe, dan kan mens begin sien dat die vorm verander amper totaal al van wat hy in die moderne is na waar hy was in die antieke. Dit lyk soos die nommer 1, maar hierdie is nie eintlik die nommer 1 nie. Dit is meer van 'n beeld dalk van of 'n kameel se nek en sy kop of van 'n voet. En wat is die assosiasie tussen 'n voet en 'n kameel se nek of van 'n kameel se gesig? Wel, die kameel en die voet het dieselfde funksie. Die funksie is om jou te vat van A tot B, om jou te vervoer, as ek dit so kan sê, van A tot B. En hier is nou die prentjie van 'n voet, en dis 'n baie mooi prentjie daai van 'n voet, daai kan dit nie mis nie. Of het lyk soos 'n L. Sekere mense sê dit lyk soos 'n L of een van die Tetris blokkies, maar hierdie is nou die prentjie van 'n voet. En gamal is die Hebreëse woord vir kameel, en in die sin van iets wat laste dra. Die kameel gebruik om die woestyn te trek as jy nou op 'n ver reistog gaan, en die kameel kan nogal goed doen in die woestyn, hy hoef nie baie water te drink vir 'n lang tyd nie. Genesis 12 vers 16 kan jy die woordjie kameel daar gaan sien. En gamal is 'n interessante kan ek sê koneksie hierso. Die woordjie gimel het dieselfde konsonante, 'n gimel, 'n mem en 'n lamet, as die woordjie gamal, wat ook 'n gimel, 'n mem en 'n lamet het. So dis nie die vokale wat verander. En dit is 'n patroon in Bybelse Hebreëus en ook in moderne Hebreëus. As woorde dieselfde konsonante het, dan is hulle familie van mekaar. Beteken dat hulle in betekenis is hulle stem hulle ooreen. Daar's 'n koneksie. So as sodra jy dit sien, dan moet jy jou oë moet opgaan en jou ore moet opgaan en jy moet begin met rooi liggies flikker en besef ek daar's 'n koneksie hierso. En veral as jy begin die Bybel lees in Hebreëus en jy besef dat ons Vader het hierdie gegee vir ons in Hebreëus en hy maak nie net foute nie en daar's nie net goeders wat net per ongeluk geskryf word nie. Alles is daar met 'n spesifieke rede en 'n spesifieke doel. Dan begin hierdie woordassosiasies en woordkoneksies baie meer sin raak vir jou, maak sin en daar's begin diepte daarin kom vir jou. Dan die woordjie gam, wat ook 'n boetie soos die woordjie is van gamal en gimel, omdat dit dieselfde twee letters, kan ek sê, deel. Gam is die Hebreëse woord om te vergader en word ook gebruik vir ook. Dis ook die Bybelse Hebreëse woordjie gam, wat gebruik word in Genesis 3 vers 6, word ook, as ek so kan sê, gebruik in moderne Hebreëus vir dieselfde betekenis. So, gamani, ek ook, gamanachnu, ons ook, ensovoorts. Maar net die idee van om te vergader en die kameel, ek dink daar's 'n koneksie op sigself. Die kameel word gebruik om dinge te vergader. En so hierdie woordjie gam in jou syntax, dis nie 'n mooi woord in die Engels, jou taalkunde en jou struktuur van jou sinne, help om een aspek van die sin of 'n woord met 'n ander aspek te verbind. En dit is waar die woordjie gam gebruik word. Hierdie een en daai een word saamgevoeg met mekaar, word vergader, en dan trek jy die konsep deur. Maar in 'n geval, daai is dalk vir 'n ander tyd. 'n paar woorde wat ek gekies het om bietjie die gimel ook te verduidelik. Woorde wat almal begin met die gimel, en dis soos die woordjie gaan. Gaan is die Hebreëse woordjie vir tuin, en dis interessant as jy teruggaan na Genesis 2 toe, dan sien jy dat God het nie 'n tuin gemaak wat genoem word die tuin van Eden nie.
Jy weet, baie mense, as jy dit lees in Afrikaans en jou Engelse vertalings, dan lyk dit asof dit die tuin van Eden was. Maar nee, eintlik in Hebreë sê dit is Gan Be'eden. En net die woordjie be, die stukkie be wat ingesit word daar, beteken dis die tuin in Eden. So Eden was 'n area gewees en dan was 'n tuin in daai area. En Gan is interessant want dit het die Gimel en die Nun. En as jy gaan kyk na baie Engelse woorde wat te doen het met oorsprong, soos Genesis in Engels, genes, genetics, generate, generation, ensovoorts, baie woorde in Engels wat te doen het met dinge wat oorsprong gee, soos generator, wat nou die elektrisiteit genereer. Daar is Afrikaanse woord, genereer het ook 'n gene en generasie, ensovoorts. Dis maar net om vir jou te wys die konneksie tussen die tuin en die konsep van waar alles vandaan kom. Alles kom van die tuin af. Dis die oorsprong van hierdie wêreld en van hierdie lewe. Dit begin met 'n tuin. So begin dit 'n gene en ek is besig om nou hierso weg te hardloop van die punt af. Dan die volgende woordjie, gazar, is 'n baie basiese konsep wat oor die hele wêreld dink voorkom. Die konsep om te sny. Die werkwoord en die aksie om te sny. En dis 'n baie basiese aksie, want jy kry dit in elke kultuur, maak nie saak waar jy gaan nie. As jy nou werk met vleis, dan moet jy die vleis sny. As jy nou werk in 'n bakkery met brood en met kos, dan moet jy die kos sny. As jy werk in 'n staalfabriek, dan moet jy staal sny. As jy werk in 'n houtplek, in 'n houtwerkswinkel, dan moet jy hout sny. As jy buite in die veld is en jy werk met bakstene of met klippe, dan moet jy klippe sny. En sovoorts. So die konsep van sny is so 'n basiese konsep van alledaaglikse lewe oral in die wêreld. En so gazar is 'n woord ook wat baie gebruik word in die Bybelse Hebreëus, en daar's ook baie boeties die woorde wat van hierdie woord gemaak word. Dan het ons die woordjie goel. Goel is die woordjie vir verlosser, en baie interessant, dis die woordjie wat ook gebruik word in die boek van Rut vir Boas se rol om Rut te verlos. Maar die bewoording daar in jou Afrikaans stel dit anders te. Dit vertaal die woordjie goel as losser plaas van verlosser. Dalk net omdat die woordjie verlosser het 'n teologiese konsep aangekoppel dat Boas gaan nou Rut verlos van iets. En dit is presies so, hy moet haar verlos van haar agtergrond, hy moet haar verlos van die situasie wat sy insit, dat sy nou sonder 'n man sit, en vir die feit dat Abimelech het nie 'n naam wat opgewek gaan word vir hom nie, want hy het nie meer nageslag nie. So hy moet die hele situasie verlos, en Rut kon net verlos geword het, of wat so kan stel, Rut kon net deel van Israel geword het, toe sy verlos was deur Boas. En toe word Rut die ouma grootjie van die koning Dawid. En so goel is 'n baie interessante term, en woord, want dit het ook te doen met die Mashiach. Die Mashiach moet 'n verlosser wees. En goel kom van die wortel af gala of gaal, en dit is om te openbaar, om iets te vat en letterlik met jou voet om te skop, soos 'n klip wat jy met jou voet omrol, en dan dit word gerol, maar die rolproses begin die onderkant van die klip uitkom en dit word op die lig gewys en die son se lig skyn daarop. Nee, skielik is alles wat weggesteek is nou dit in die lig gebring, openbaar. En dis deel van die Mashiach. Die Mashiach moet vir ons kom in die Torah openbaar, ons oopmaak. So, daar's nou baie dinge gesê oor Gimel. Die belangrikste is, as jy begin met Bybelse Hebreëus, om net die vorm te memoriseer, en sy klank te memoriseer, en dan sy naam. En dan al die betekenisse wat ons nou oor gepraat het, van die Gimel, gaan belangriker raak, soos dat jy dieper en meer die taal bestudeer. Maar as jy belangstel net om eers die taal te lees, fokus daarop om die Gimel en die vorm van die letter en sy klank dit onder die knie te kry. En dan ook 'n goeie oefening is om dit te skryf. Skryf die Gimel uit vir jouself. En soos jy hom uitskryf, dit sê vir jouself hardop, dis 'n G en die ding se naam is Gimel. En dit lyk amper al klaar, as ek so kyk na die letter. Dit lyk soos 'n
kameel, ek meen, daar is sy koppie bo, hier is sy lekker nek, so nou hier so streepie teken, kom ons gaan teken gou 'n streepie hier so, ek dink dit kan dalk mooi wees, so hier so nou 'n streepie gaan teken, so af, en hier so, en hier so, en dan twee hobbeltjies, daar het jy jou, wag, kom ons gee vir my 'n oogie, en 'n mondjie, dan het jy nou jou kameel. Maar in 'n geval, dit lyk nou baie snaaks. As hy. So dis hoe jy Gmail teken. Links bo, regs af, onder toe, en dan so van die middel af, links af, en dan het jy kolletjie. Onthou, met die kolletjie of sonder die kolletjie, bly die Gmail dieselfde klank. So, daai is nou ons Gmail, en daai is ons snaakse beeldjie van ons kameel. So, Gmail en kameel, daai is die derde letter van die Hebreëse alfabet.